En hallo daar kijkers, zoals jullie weten is weer eens een andere vrijdag. Jullie zijn gunsteling aanbieders, hier zo Brian Monango en Andrew Poelman. Springen jullie weer eens een andere episode van Gooi Kolle. Hierna week het zie baie sport aan de gang, nie, als ik verkeerd is niet. Maar ik ken voor een feit die Ongos Valley Sevens is aan de gang op die kus. Andrew, iets anders wat ik dalk vergeet heb? Ja, ons weet van ons fietsrijders wat in Rwanda is bij die wereldkampioenschap. So ja, ons sal hulle 'n bietjie dophou natuurlijk. En ja, so verder is dit maar baie mense wat op toer is oor see en so. So vir ons gaste vandag ook mense wat baie lank in hulle sport is. Ons het die president van die Namibiese Hockey Unie, Karen Slaughart, en ook die grootman van die Rugby Unie, dat die Elias, niks sal dieselfde wees as hy nie daar is nie. So ja, ons sal hy is ons braaier, so ons sal 'n bietjie lekker met hom gesels oor sy ervarings en sy kennis en alles wat hy al opgedoen het. Nonetheless, Andrew stemt samen met jou daar met die feit dat ons sê die grootman onszelf, the man behind the scene, zoals die Engelsman sê. Maar kijkers, blijf geskakel, ons wil ook uitvinden wat het Patricia en haar braaihoekje voor ons daar. En ik is baie honger soos ek hier staan. So blijf geskakel en ons brengen jullie aan die wonderlijke episode van Gooi Kolle. Hi daar kijkers, vandaag is vrijdag en jullie weet wat het beteken. Dit is tijd om inkopies te doen vir vandaagse episode van Gooi Kolle. En ons is vandaag in Eros by Metro. As jy nie geweet het, hier is 'n Metro in Eros. En ons is gereed vir shopping. So dat ek julle nie dat wag het, kom ons gaan kry daai inkopies vir vandag se Gooi Kolle. Al my goedjies is gepak en Brian en Andrew wag vir my. So kom ek klim in die kar en kom ons ry van Park toe by die Keenkop Stadium en kom ons gooi kolle. Asai, so welkom terug op ons show Gooi Kolle. Saam met my mede-aanbieder Brian Monango, ek is Andrew Poelman. Ja, so daar's heelwat sporte natuurlik wat Namibië wêreldkampioenskap behaal en so een van die sporte wat Namibië op pad is na toe. So bietjie later is hockey en die president van die Namibiese Hockey Unie is saam met ons vandag, Karen Slaughart. Ja, welkom Karen. Dankie Andrew, dis heerlik om hier saam met julle te wees en bietjie lekker te kuier rondom sport. Ja, so Namibië is onder 20, onder 21 mans en vroue het gekwalifiseer vir die wêreldbeker. Hulle het die Afrika toernooi gehad. Brian, jy was daar? Jebo, 'n groot toernooi. Ik denk Karens gaan voor ons een beter vertellen met het feit dat ons klop hoogtepunten gehad het in die toernooi. Maar vertel ons een beetje van jouw hoogtepunten van die toernooi. Ja, ik denk die grootste hoogtepunt, as ek het so moet stel, was die feit dat ons gekwalifiseer het.
As ons bietjie kyk na ons geskiedenis in die Junior Africa Cup, ons het dit gehuisves in 2016. Ons damespan was baie teleurstellend. Hulle het hulle wedstryd teen Zimbabwe gewen en toe land hulle in die semifinal weer teen Zimbabwe, toe kom hulle derde. So toe het ons nie gekwalifiseer nie, mans het vierde gekom. Toe was daar 9 jaar wat ons glad nie aan junior hockey kompetisies deelgeneem het nie. En so toe het ons dit nou vanjaar weer. Het moes eintlik 'n 2004 Africa Cup gewees het, maar ons het dit toe gehost in, wat was dit, in April, einde April, Yes. Ja, oor Paasnaweek. En een van die hoogtepunte was, ek dink dis die eerste keer dat ons manspan vir Egipte geklop het. Ja. Wat en ook dan die silwer medalje gekry het ook. Ek dink die toernooi was baie kompeterend. En ons dames het ek dink baie goed gedoen met redelike groot tellings teen die ander behalwe teen Suid-Afrika. Maar Suid-Afrika is 'n baie sterk hockeyland in Afrika en het ook aan die vorige wêreldbeker so goed deelgeneem. So vir ons was dit net om te kwalifiseer, was al klaar. Hoe kan ek sê, die kersie op die koek. Ja, so Namibië het mos nou al in die binnenshuise hockey reeds goeie prestasies behaal en so, maar hier is nou 'n groot deurbraak vir die veldhokkie. Ja, ek dink dis die eerste keer wat 'n veldhokkiespan vir 'n wêreldbeker kwalifiseer. Met die juniors sou dit bietjie makliker gewees het, want hulle die internasionale hokkiefederasie het die spanne verhoog van 16 na 24. So vir die eerste keer is daar 3 spanne vir Afrika wat aan die toernooi deelneem. En kyk, soos ek verstaan, is nie altyd wat ons, as ons praat van Namibiese sport, is nie altyd wat jy sal hoor ons land deelneem in 'n wêreldbeker nie. So as ons praat van nou die feit dat die onder 21s nou deelneem in die wêreldbekers, junior wêreldbekers, mans en die vroue, vir die Unie self, wat beteken dit vir hulle? Ek glo julle is dit is vir ons 'n groot prestasie. En ek hoop dit is nie net vir ons 'n groot prestasie nie, maar ook vir Namibië sport. Ek dink om net te kom by kwalifisering is al klaar moeilik. Maar ek bedoel, jy wil nie net, jy hoop om ook kompeterend te wees, maar ek moet vir jou sê op 'n wêreldbeker vlak is dit baie moeilik. Ek dink ook omdat ons is eintlik 'n klein land met min mense en 'n klein hockeygemeenskap. So jou hoeveelheid spelers waaruit jy jou span moet kies, is jy vergelyking met ander lande en hoeveel duisende spelers hulle het en wat ons het, maak dit eintlik nog 'n groter prestasie dat ons wel by daai punt uitgekom het. Ek dink natuurlik vir 'n eerste keer is altyd moeiliker vir 'n eerste keer. As jy ek dink die geleentheid mag 'n bietjie groot dalk wees van die spelers. Een van ons voordele is dat soos die kaptein van die manspan byvoorbeeld en die kaptein van die damespan JP Brits en Azali Philander, hulle het almal in die Indoor World Cup ook gespeel. So ek dink hopelik sal hulle so bietjie kalmte in die span inbring. Maar as jy kyk van in indoor hockey is dit al van 2011 dink ek wat ons vir die eerste keer gekwalifiseer het in Poland toe was. So ek dink daaroor jy bou prestasie oor 'n langer tydperk. So een van die uitdagings vir baie sporte in Namibië is fasiliteite. So ek dink die feit dat Namibië mos nou hierso in Windhoek ook by 2 van die hoërskole astrobane het en ook by die kus, dit het ons nou natuurlik 'n groot verskil gemaak in Namibiese hockey. Ja. Is daar volgende venues wat julle miskien dink wat 'n mens kan kyk om miskien vir nog 'n baan iewers in die land, of wat is julle planne vorentoe? Ek dink een van die goeie nuus wat sport gekry het is met die regering se
prioriteit vir sport en onder die prioriteite vir sport is die bou van fasiliteite in ander dele van die land. Maar dan moet ek sê ons groot hoop is en ons het al onderhandelinge gehad soos met die sportkommissie. Ek weet met een van ons as ons sê ontmoetings met die minister waar al die sportkodes met die minister ontmoet het ek ook genoem dat dis baie belangrik vir ons wil graag die Jabberveld klaar kry as ek so kan kry. Ons sit met COVID het op die verkeerde tyd gekom. Die slap van die Astro is daar, maar daarna het fondse opgedroog en ek dink is belangrik vir hokkie en vir hokkieontwikkeling dat ons ook kyk verder as net om by die skole te speel. Hier is ons gelukkig met 3 skole. Ja. En ek dink ons 3 skole by die kus as ek ook reg is. Ons hoop ook maar dat met die Koerskool in is dit Ongodewa of hulle Ondangwa, ek is nou nie heel seker nie. Maar dat hulle dalk miskien ook sal ontwikkel artificial baan daar, kunsbaan daar sal opsit. Want dit help altyd vir dit as jy moet speel op die beste baan wat jy kan kry, want anders kan jy nie kompeteer. Jou hoe kan ek sê skills, sorry, verskoon nou die Engelse woord, maar jou vaardighede is verskillend as jy speel op gras en as jy speel op 'n kunsbaan. Ek dink andersins ook as ons die Jabbervelde kan ontwikkel en ons eie baan kan hê, dit is goed vir die hokkiegemeenskap om by mekaar te kom by een plek. Dit gaan dit ook goedkoper maak vir skole wat nie kan bekostig om te betaal vir die gebruik van bane by die skole wat wel die kunsbaan het. Yes. So ek dink dit sal goed wees vir ontwikkeling van die sport om wel die Jabbervelde weer klaar te kry en baan te kry en hokkie terug te bring na basies die hart van hokkie toe. Ek stem saam met die ontwikkeling is baie belangrik om seker te maak. Ontwikkeling is deel van die hele plan om hokkie beter te maak so in die land. Maar kykers, ons gaan gou vir kort advertensie breek. Ons moet nog uitvind wat Patricia Beer-Braai hoekie het aan die gang vandag. Ek is altyd excited vir die en ons sien vooruit vir wat sy vir ons maak, so bly geskakel en ons is nou terug by julle. Reg gemaak deur die nommer 7 en sy 4 slot is ook by was Tony Isaacs. As dit weer by Kaman. Het genoeg manne aan die buitekant en hy man wat van links inkom teen 'n hoek gaan eerste geleentheid vir punte dan in hierdie wedstryd. Paul Wilson. En hy stuur hom netjies tussen die palle deur. Eerste punte van die dag hierso dan in die eindstryde van JSB se silvers. Jareth Koning wat daar met 'n loopie vorendag kom. Hou die bal beskikbaar daar vir Henry Rousseau. En hy gaan 'n 3 druk teen Wanderers. Dis ook 'n klap vir wie hy tevore gespeel het. In die 8ste minuut die eerste punte van die wedstryd. Gele weer daar vir die voorspelers. En Percy Nash wat dan uitspeel aan die regterkant toe. En Surami Kambombo wat gaan afrond. 'n 3 vir Kudus wat wel baie genut. Een kans nou vir Kudus. Nikotse wat daar instorm.
En hulle nommer 20 is Virgil Bampton. Virgil Bampton, ongelukkig vir Roberto Lensley, dat hy daai bal nie kon regvat nie, met omtrent niemand voor hom nie. Skeieregter wat hulle gaan terugroep daar vir 'n strafskop. Jareth Koning wat laag induik. En hy het skop dan vir Powell sê so flank van Rio Falcon. Ja, reguit ene stuur dan ongelukkig links verby. Hardloop haar een man plat in die aarde. Dit was gangkop gewees. En dan 'n lang aangee vir Thomas Kali. En hy gaan een man wegstap. En hy gaan 'n Maliakie van Wyk gee om die 3 te Sari Wanga. Kaman. Hier daar die Bekes, daar gaan die gaping oop vir Van Wyk aan die buitekant. En was dit van Matthew Van Wyk. Ook bykom. Bring hom uit hier na die regterkant toe en dan onderskep deur die skose. En dit is Wynou Kamatam, die linkervleuel, wat die weghol 3 gaan druk. Steenbokkies, Mandy Hansen, wat ook met krag vorentoe dryf. Kyk waar is die gapings. Emmeline Maree. En is Emmeline Maree wat 3 gaan druk vir die UNAM Steenbokkies, hulle eerste punte van die wedstryd. Bukstromp gee die bal daar vir Iambuchuya. Mauricio de Koe wat nou die bal speel na die linkerkant toe. En nou is Wanderers se kaptein wat hulle eerste 3 gaan druk. Johan Lambert na 26 minute. Dit is Jacobs. Hy vind hier sy vleuel Shetukana trap binne toe af. Hy steeds die bal in hand. Van 'n Merwe daar voor hom. Gaan hom nie kan keer nie. En daar die laaste arm. As ook die antwoord. Joseph Lazarus. Kyk. Welkom kykers by my braaihoekie en vandag het ek 'n baie bekende gesiggie hier by die NRI familie. Ons is hier met Elias. Elias, welkom by Gooi Kole. Is jy gereed om te braai? Yes. Ons het vandag 'n baie simpel resep. Ek weet, ek gaan altyd overboard met my name en wat ek doen, maar ons het net 'n lekker marinated lamb chops met 'n noedelslaai. En julle kan sien hierdie wind is vandag teen ons, maar Gooi Kole will make it happen. So Elias, ek gaan vir jou stap vir stap help dat ons hierdie lamb chops, die lekkerste lamb chops maak wat Brian en Andrew al ooit geëet het. Is jy gereed? Yes. Okay, so in ons lamb chop resep, ons gaan hom net die bak marinate. Jy kan hom vir ons daar ingooi. Ons gaan so 'n bietjie olie insit. Tomatiesous, worcestersauce, soy sauce, chili sauce, garlic. En dan natuurlik jou sout en peper. So jy kan ons vleis daar insit en dan kan jy eers begin met die olie. Ek weet ek hou van met my hande werk, maar as jy gemakliker is met 'n houtlepel kan jy my sê. Nice, right. So Elias, terwyl ons besig is, kan jy net vir ons kykers bietjie vertel van wat is dit wat jy by NRI doen? Ek weet as hulle al rugby kom kyk, het hulle seker al jou gesig baie hier rond gesien. Maar wat is jou rol hierso by NRI? Die NRI doen ek veldwerk. Wat beteken dit om veldwerk te doen? Presies. Veldkat, veldwater gee en kyk as alles reg is op die veld. So dit is jou job om seker te maak ons gras is mooi groen en gereed vir ons spelers om die veld aan te vat. Yes. So jy is in charge van aan die maintenance op die veld. Yes. So jy beter nie op Elias se gras mors nie, okay? Hy vat dit baie ernstig op. Want as die gras nie mooi lyk nie, dan jy voel sommer ook nie lus om te speel nie. Ja, daar is my kantoor daar. Ja, is hier jou kantoor, jy's reg. Nou,
Hoe lank is jy al deel van NRU? Ek het 93 hier begin werk. Sjoe, dit is 'n leeftyd om hier. So jy ken hierdie gronde baie goed. Yes. Okay, kan jy 'n bietjie vir ons vertel, hoe is dit om deel te wees van NRU? Jy sê jy's nou so vir 'n lang tyd hier, so jy het al spelers geontmoet wat gekom het en gegaan het, mense geontmoet, ek neem aan jy het al groot mense geontmoet in die rugby wêreld. Nou, wat is vir jou die lekkerste gedeelte om deel van NRU te wees? As NRU is mooi, baie goed wat mooi is. En dat wat ook zo lekker is, maar is... Maar by enige plek is Het gaat maar aan. Ja, daar's by enige plek altyd iets wat nie lekker is nie, maar 'n mens kyk mos altyd aan die blinkkant en jy probeer alles net vat soos dit kom. Ja. So okay, ek dink jy kan begin om ons olietjies net so 'n bietjie olie op te sit. En dan kan ons al hierdie klomp goeders daarin gooi. Wil jy jou hande gebruik of wil jy 'n houtlepel gebruik? Ik kan je hand gebruiken. Yes. Moenie worry kykers, ons is altyd hygienic en ons hande gewas en kos proe net lekkerder as jy nie dik in as jy jou hande gebruik. Wat is volgende? Volgende kan jy vir ons sweet chili ingooi. Ek meet met die oog. So Oké. jy het mos 'n oog vir kos. Jy het gesê jy's 'n breier, so jy weet. Ja. Jy weet wat om te doen. Okay, ek het nou vandag se resep gekies, maar as ons nou vir jou gevra het om te besluit wat se is op die kolle, wat sou ons gebrei het as jy in charge was? As jy wat gesê? As jy moes gekies het wat ons vandag brei, wat sou ons gebrei het? Met vlees? Enige vlees, nee? Skapvlees. Skapvlees. Ja, vlees is net nodig vir 'n brei. Hoender is nice, maar die vlees is wat 'n brei maak. Vlees is number 1. Dis nommer 1 nog altyd. Okay, as jy daar klaar is, gaan ons 'n bietjie sojasaus ingooi. Ons het tyd vir klaar. Okay. Nou, Andrew het net 'n bietjie vertel van jou loopbaan hier so by NRU en ek verstaan dat jy al saam met ons span 'n paar keer na Rugby World Cup toe gegaan het. Kan jy ons 'n bietjie vertel oor die eerste keer toe jy saam met die span na Rugby World Cup toe gegaan het? Waar was julle en vir hoe lank was julle daar? De eerste keer wat ik met die span gegaan, is in 2009, is het in Portugal toegegaan. Is het gevliegd van Osea Kutakov tot in Frankfurt in Germany, van Germany naar Portugal. Okay, was dit jou eerste keer buite die land of het jy al voor? Nee, het was de eerste keer wat ik vlieg. Ik was nog Zambia toe ik hier maar ik is het gereden. Was je eerste keer gevlieg, so NRU vat veel plekken. Yes. Okay, nou en die volgende, want toen was jullie weer samen met die span geweest? Vandaag gaan spelen in Tunisia voor de qualifier game voor de 2011 World Cup. Okay. Toen komen we terug, spelen in Tunisia hier, final. Toen het ons qualifier voor de 2011. So jy was lekker bezig. As jy nie altyd bietjie tempted om die manne op die veld te join nie? Nee, jy bly maar net langs die kant. Yes. Sien nie kans om daar saam met die spelers op die veld te wees. Ik kan daar gaan als de game klaar is. As die game klaar is, ja, maar nie terwyl ek in die gang is. Ja, en ek dink dis 'n slim plan want dit lyk bietjie rough soms daar. Ja. Maar kyk, ons het nog baie marinating werk om te doen en die kolle is amper gereed. So moet jy beweeg. Ons gaan gou 'n draai gaan maak by Kaapse Kolle en Strandvry voor ons terugkom en hierdie chops op die vuur sit. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Julle het nou hierdie naweek het julle in die JSP Silver Cup gespeel. Julle het nou wel die resultate gekry wat julle nou voorgehoop het nie. Maar as spanbestuurder, vertel dit vir ons 'n bietjie hoe was dit hy kant gewees?
van die Vrydag af, dit was fantasties. Ons het as 'n gesin, as 'n familie bygekom in Windhoek en van ver af van ons spelers wat nog nie in Walvis en Swakop is nie, het gekom. Ons het dit geniet en ons het spanbou gehad, ons het die coaches, coach Houta en coach Eugene. Ja, dit was fantasties. En toe begin Saterdagoggend. So, toe begin ons en toe gaan ons na breakfast het ons gegaan na die veld toe en ons game was eerste. Ja, so julle sal op besef dit is 'n bietjie heavy op ons en ja, so die oomblik was groot. Dit was verskriklik groot. En ons tweede span het gespeel. Die kaptein daarso is Wani. Ons noem hom Wani, maar dis Redouan Maton. Hy het ons gelei. Regtig, hy het 'n fantastiese werk gedoen. En een en elk van ons spelers van die top 15 tot die heel 23 spelers tot ons coaches fantastiese werk gelewer vir die span, vir die management, vir die mense, die toeskouers wat daar was en so voort. So dit was nice en ek is so trots op hulle dissipline. Fantasties. Dit is een ding wat ons wil inbring in die rugby lewe, dat ons is 'n spanbou. Ons is hier om te beklei nie. Definitief. So op die einde van die dag, jy weet mos, 'n bietjie adrenaline en dan wil die ene slaan en die ander een wil harder slaan, maar ons los dit daar so. Maar ja, die result was nou nie soos ons dit wou gehad het nie. Ons spelers was baie ongelukkig, maar dan sê ons ook waar ons was en tot waar ons gekom het, is 'n groot verskil en is 'n groot, hoe kan ek sê, dit is nee, dat is 'n groot verskil. It's a lifetime. Dat was growth geweest. Ja, baie. En ek is, nie net ek nie, maar management ook, ons is so trots. En ek neem aan, jy het gesien, is jong manne wat ons het. En ons kan net vorentoe met hulle gaan en bou en sterker bou. So wat Dolphins aanbetref, ons is trots op ons ouens en ons glo en vertrou Swakop Mond. Die Rongo region is net so trots. En een ding wat ek kan sê is, toe ons daar kom, kudos. Hulle het ons verwelkom, hulle gesê, hou vas. So al is ons in Swakop en hulle is in Walvis, maar ons support mekaar. Ja, ons is 'n familie, ons is letterlik 30 kilos weg van mekaar af. So ja, dit was nice. So ons tweede span het klaar gespeel, toe kom ons nou by ons eerste span. Dit was Nalco, letterlik Nalco, want op die laaste sekonde toe word die vletjie geblaas en ons het verloor, maar ons het met ons koppe hoog verloor, met gees verloor. So Roo Falcons was die beste span op die einde van die dag en ons gee hulle eer daarop. So wel gedaan Roo Falcons. Volgende jaar is 'n nuwe jaar, ons kry julle weer. En ja, en ek is trots. Shaitan Bester, ons kaptein vir die eerste span, hy het in die begin seer gekry, maar hy het nie afgekom nie. Hy het aanhou gespeel, moet hou. So baie dankie vir dit ook en weer eens ons bestuur. Ons kan nie beter vra as coach Houta en coach Eugenie en Mr. Che, Rowan kom van ver af, maar ten alle tye is management daar om die spelers te ondersteun en al wat ek weer eens kan sê is dankie vir die eerste en die tweede span. Julle sal die besef van ons management en bestuur en sovoorts, wat beteken julle vir ons nie. Ons waardeer julle en die feit dat julle se liggame op die spel sit, baie dankie daarvoor. En ons kan net groei as 'n familie vorentoe. Tweedens, Ongo 7 is nou op pad, is in Swakop in. Wat is die plan hierdie naweek? Hier, skedule is al uit. Ons is hard besig, skedule is uit. En mind you, ons eerste game is teen Roo Falcons. So weer, ons begin die game. Maar weer eens met liefde, met respek, hanteer ons dit. Daar gaan baie events wees. Daar gaan face painting wees, daar gaan 'n lekker biertjie wees, daar gaan 'n lekker sterk dingetjie wees, daar gaan lekker rippie wees, die beste van alles. So jy kan sê 'n familiedag van dit. 'n hele familiedag, daar gaan alles wees vir die jongelinge, vir die ouer geslag, vir die babietjies, springkastele, alles. Daar gaan braai wees. Ons het verskillende disse wat ons gaan maak. So dit is nice en die feit dat ons weer eens as 'n familie kan saamwerk, Sparta, Oceans Rugby Club, Kudus kom ook en dan Swakop. So van ver af kom hulle, Grootfontein kom ook.
So ek meen dit is net 'n fantastiese dag. Dit gaan regtig fantasties wees. En Julle maak reg, Dave Dolphin. Nog 'n ander dag wat ons geskiedenis weer gaan maak. Ja, Day of Dolphins is elke jaar net 'n bietjie groter en hierdie jaar is nou different. So ons gaan weer groot hierdie jaar. Dit sal die 1 November wees. Gaan ons afskop. So ons wag aan ons spanne en so voort om te kom en die dag weer te geniet saam met ons. En obviously julle, ons wag vir julle met oop arms daarso. En ja, so dit is fantasties. Ons kan nie vir beter vra nie. Die wyntjie waai hier en daar, maar weet jy, ons maak dit mos altyd die beste. Die beste van dit presies. So ja. Nee, baie dankie. We are bringing to you In the Mix Africa, broadening our perspective, focusing on African players playing in Europe, playing in Africa, the inner workings of their craft, every single little thing. And also, very importantly, tasting African food with Patty. Are you ready for that? Of course, we're going to broaden up our taste palettes and we're going to take it to the whole of Africa. We're not just going to stick here in Namibia. Of course, it's important to also appreciate Namibian culture and food, but we're going to broaden it up, like you say, and we're going to try everything. That's right. So join us as we take you beyond borders for the love of sport with In the Mix Africa. As hy ons gooi kole uit die kamp uit en nou sit weer die bokke is in aksie. Ons is nou weer reg vir die komende naweek. Dis 'n klomp dinge wat nou weer opbou na toe. Ek is bietjie weer hartog oor een in Durban. Ek weet nie hoe jy ook voel nie. Weet ons nou vir 'n week en 'n half het ons nou so lekker gepraat en gelag amper al 2 weke oor daai 43-10 wen. Ons moet dit oulaas nou maar spog met hom seker en aanbeweeg. Wat dink jy? Maar dis moeilik. Maar hy bly in konteks, bly belangrik vir komende naweek teen Argentinië. Ja, kyk, ek dink met 'n sport soos rugby hou ons daarvan wanneer dit moeilike tye is, dan gryp ons terug na die geskiedkundige gebeurtenisse toe ons praat nog steeds van 1995 se wêreldbeker finaal teen die einste Nieu-Seeland. So ons hou daarvan om wanneer ons goed doen teen Nieu-Seeland, dit net so elke nou en dan weer op te bring. En soos jy in die vorige week gesê, miskien kan ons mekaar 'n SMS'ie op daai 4310 Nokia foon vir mekaar stuur. So ons dink al baie lank daaroor spog, want dit is 'n geweldige groot geleentheid. Maar die Argentyne het gewys hulle is 'n span wat die partytjie kan bederf. Ja, en hulle is in die dorp en hulle gaan wel wen. Natuurlik interessant ook wees wat gebeur met Nieu-Seeland en Australië. En dit is ook vir Suid-Afrika groot belang. Suid-Afrika het geen waarborg om Saterdag te wen nie. Maar wat ons kan doen is ons kan kole gooi. Ons gooi kole, ons is spangies in die Kaap. Ons bou ook op na Verenigde Rugby Kampioenskap wat ook afskop. So ons moet nou nog uitkyk en dit is Leinster wat teen die Stormers kom speel sonder al hulle springbokke. So dit is al Vrydag natuurlik plaasvind en dan is daar 'n klomp rugby, die Bulls is in aksie, die Ospreys, die Lions is ook in aksie. Die Sharks doen ook Vrydag. Maar rugby Verenigde Rugby Kampioenskap so tussendeur, alles speel nog gelyk, maar dis jammer, die Springbokke speel nog en spannend. Ja, ek dink weet jy ek wil so 'n bietjie vashou aan die positiewe feit dat Naas Botha het altyd gesê jy wen nie die Karibebeker in Junie nie. Nou sien ons dat die Verenigde Rugby Kampioenskap nou al in September begin. Nou wil ek sê met die oog dat die Stormers nie daai gemak en gerief het van die Springbokke nie. Jy wen nie die Verenigde Rugby Kampioenskap in September nie. Maar jy kan hom begin verloor, want Verenigde Rugby Kampioenskap is 'n kompetisie waar jy van meet af jou staal moet wys. Dis 'n kompetisie wat baie vinnig vir jou baie lank en moeilik kan raak. En ek dink die Stormers het gewys toe ons gesien het dat van daai spelers teen Boland in die laaste Karibebeker wedstryd hier gespeel het vir die WP span, daar is sensasionele spelers. Daar's goeie spelers wat hulle hand opsteek en wat ervaring het en na die tafel toe kan bring. Ons hoop dat hulle teen Leinster goed kan begin. Absoluut. Ons het ook 'n wyntjie om ons dan spangees te gee. So ons moet spangees hê. Nou ons moet spangees hê vir die Stormers al Vrydag, ons moet spangees hê vir Saterdag. So vroue wêreldbeker finaal ook nog. So alles gebeur hierdie komende naweek, maar ek het vanmiddag ontmoet, hy's Martin Lambrecht. Hy's Maras, 'n jong man, hy kom af van KwaZulu-Natal af, maar hy's by Riebeeck Kasteel. So hy maak hierdie Maras Shannon. Dis briljant binne. Hy het ook 'n Shiraz, hy het 'n ander potjie ook. Maar Riebeeck Kasteel is dan 'n mooi plek, maar daar's 'n Springbok flank wat vandaan kom. Ja, ek wou nou net vir jou echo
een van die 8 voete is ook natuurlik daarso. En ek moet vir jou sê Pieter Stef du Toit hulle wat dan nou ook daai area nie net as gevolg van die Springbok op die map gesit het nie, maar dit is goed om te sien dat daar goeie wyne uit daai area ook uitkom. Goeie oesjare gewees vir verskeie gesinne en dan nou ook wingerde. Maar hier's een ding wat my baie duidelik dan nou besig is om te vorm uit daai area uit. As jy dink aan die klipharde speler wat Pieter Stef du Toit is, en dan agter op hierdie bottel staan daar 'n handvol grys. Dan wil dit vir my sê jy moet hard wees. Daar's iets spesiaal uit daai area. Kyk, 'n grond is klipperige grond en hulle moet hom mooi maak vir om te vir hierdie druiwe om te groei. So dit is kyk, hy kry ook 'n ander tipe vochtigheid van die see wat bietjie langer vat om daar by Mamasbury en daai dele uit te kom. En Chenin Blanc is briljant. Ek sien hulle verduidelik dat jy ook met peerskille kan ry. Ek weet nie hoe. Kyk, ons sal met so 2-3 glasies moet drink voordat ek by die peerskille waarskynlik gaan uitkom. Maar as die wat van Namibia wat dalk draai in die Kaap gaan maak 'n draai in Riebeek Kasteel, Riebeek Weswag, dis mooi daar. En daar's lekker restaurante. By Maritzburg ook is daar 'n lekker restaurant en hulle het 'n groot verskeidenheid nou. So ons gaan nou maar weer soos elke week maak. Ons beloof dat ons kan bring van die kante want ons gooi kolle. So dis al wat ons kan doen is ons gaan fokus, maar dis nou makliker met 'n middag want die vorige almal sal onthou dat ons het bietjie klei getrap om uit te werk hoe braai mens nou weer hierdie oggend. Dit was moeilik, nee. Ja, ek moet vir jou sê gelukkig, dankie tog vir 'n goeie Namibiese hardekool hou, want dit het my nou nogal deurgetrek van die ontbyt af tot in die laat middag. In die eerste keer wat ons so vroeg moes doen, was dit maar sleg geweest om die stukkie styk oor daai agtermiddagkool. En in die tweede week was baie lekker geweest. Ek het toe nou sommer 'n dikker stuk styk uitgehaal. My kardioloog het vir my gesê hy kan sien die Springbokke het ook vroeg gespeel, maar nou is dit rustiger weer. So ek kan nou lekker opbou weer eens tot daai stuk styk. En ek dink ek moet hom hierdie keer braai soos 'n Argentynse styl, dalk 'n staan rib of so iets. Net om bietjie te kyk, bietjie variasie. Variasie, ja, jy praat weer van Argentyn. Ek kry sommer so 'n vriendelike op my, ek raak mens nie weer agter. Want ons risiko is nou jy wil nou nie so op die tennisbaan, jy wil nou nie vir Jannik Sinner wen in die kwartfinale en nou die eindstryd loop vasval teen oor 30ste gekeer is nie. Ek sê nou nie Argentinië is 30ste gekeer nie, maar ons het nou die All Blacks of die Springbokke die All Blacks nou gemaklik gewen. Nou verwag almal hulle moet dieselfde doen. So ek is bietjie sin weer agter oor daai enetjie. So ek sal my ekstra kolle opsit, 'n ekstra maras, maar net byderhand hê vir as dinge nie regtig gaan soos dit moet nie. Maar as jy na vorm kyk, oor die Springbokke om gunstelinge te wees, dan kyk ons wat daar in Nieu-Seeland gebeur. Of die All Blacks moet maar comeback kan maak. Hulle sal seker maar net. Ja, ek hoop so. Ek dink as ons nou terug gaan na Maras toe en 'n handvol grys, dink ek het gaan 23 manne met 2 hande vol grys vat om die Argentyne te kan wen in Durban. Soos ons al baie keer gesê, die Argentyne is daai span wat in jou gesig kom en hulle probeer in jou kop kom. Dit gaan baie interessant wees om te sien wat ons gaan maak op die aanval. Ek dink Suid-Afrika is 'n span wat gewys het, veral teen Nieu-Seeland. Verwag jy amper dat hulle daai aanvallende spelstyl nou gaan handhaaf, want dit het vir hulle gewerk, maar dit is omdat ons voorlangs kon domineer. En ek dink dit is wat broodnodig is. Ek en jy het al baie keer sy naam genoem en dit is 'n speler wat jy wys die span net dit wentel om hom en dit is as hy daai 2 jettypale anker, Wilco Louw, dan wentel die hele spel om hom. Hy het gewys sy belangrike rol wat hy speel van die bank af en as beginspeler. So dit gaan baie interessant wees om te sien watter tipe spelpatroon Rassie hulle nou teen die Argentyne in Durban gaan bring. Ons weet natuurlik dat die klimaat en daai weer is ook nou maar onvoorspelbaar. So ons hoop, glo en vertrou dat die Springbokke nog 'n tree nader aan hulle suksesvolle verdediging van hulle titel kan wees. Absoluut, ons gaan hard skreeu, ons het merkies, ons het wyn, ons het maras, ons het alles. En onthou daai Wêreldbeker vroue finaal, ons gaan hard skreeu, volgepak tweaking en dit gaan briljant wees. So ons gooi kolle hier die Kaap uit. Lekker sport naweek wat voor lê. Ons praat volgende week. Bye bye. Okay, ons het nog genoeg gekuier in die Kaap en natuurlik aan die kus
Ons is nou by die kolle gereed om ons chops op te sit, so jy kan die res opsit vir ons. Ek het so 'n bietjie van die marinade geproe, ek dink Elias, jy weet wat jy doen. Jy is definitief 'n experienced breier. Ja. So terwyl ons hier ons choppies lekker brei, vertel ons gou 'n bietjie, jy het nog gestop by 2011 toe jy saam met die span getoer het met die World Cup. Na daai World Cup, ek weet ons het weer deelgeneem aan nog 'n World Cup, was jy saam met hulle toe weer gewees en wat het julle gegaan? Ja, 2011, ek het nog nie World Cup toe gegaan het, maar 2019 ek het gegaan. Waar was julle gewees? Vir ons kykers wat nou nie weet nie. Japan gewees. Okay, was natuurlik jou eerste keer in Japan en ek weet Japan is 'n groot plek. Hulle doen goeders bietjie anders ter tyd. Mooie plek. So 'n mooi plek ook. Die land wat gesien mooi is Japan. Ja, die mooiste land. Ek dink is number 1 in die wêreld. Okay, kom ons gooi nie van Namibia heeltemal weg nie, maar yes. Japan het baie diversity, daar gaan baie daaraan. Maar as ons nou by die kos kom, Teiken. Wat was die interessantste ding wat jy geëet het in Japan? Want ek weet hulle se kos is baie anders as ons. Kos is anders. Jy het seker jou stukkie vleis het gemis, jou stukkie breivleis. Nee, hulle het vir ons altyd party toe gemaak en so. By die stolen en coffee shop en daai goed. Kom en hele vir ons die vleis, ons bly self. Was jy het self gebrei, was jy die breier geweest of het jy span daarmee? Nee, almal bly. Almal brei saam. 5 bly hier. Okay. En jy bly vir niemand, jy bly en eet. Okay, so wat het jy gebrei, Teiken? Skaapvleis. Okay, die skaapvleis kom net heeltyd terug, maar ek stem saam met jou. En die varkvleis. Ek is bietjie bang om varkvleis te brei, want ek weet nie wanneer dit gaar is, dit bly net pink. So, maar jy is soos die expert, so ek sal maar hy brei weer vir jou los. As jy so 'n span toer, wat is jou main verantwoordelikheid as jy nou toer saam met die span? As jy met die span toer, ek moet sorg dat die span waterbotte het op die veld, dekkelzak, bal, alles wat op die veld is. Jy moet dit saamvat en seker maak saamvat en moet voor die span op die veld kom, voor die uur, ek moet daar by die veld wees. Alles uitset wat julle nodig is. Okay, dit klink soos 'n baie heavy verantwoordelikheid. As julle kom, dan moet julle net en sorg dat alles op die veld weg is. Sjoe, dit klink bietjie intens, want veral in 'n World Cup om seker te maak die waterbottels is reg, die sakke is reg, alles is net 100% van. As die spelers kom, moet hulle net ophardloop en speel. Hulle moet nog worry oor ander goed, hulle weet Elias het uitgesorteer. Nou, Haki Geingob Stadium was hierdie afgelope paar weke baie besig met laasweek se JSB Gold and Silver Cup wat hier plaasgevind het. En ek weet Brian smile altyd as dit genoem word van Grootfontein het gewen. So hy smile nog altyd as dit opgebring word. So besige naweek, hoe lyk dit vir jou? Jy is heel mondelik elke keer as iets hier gebeur, dan moet jy ook hier wees. Moet eerste kom en laaste gaan. Laaste gaan, sjoe. En hierdie rugby wedstryde gaan tot laat aan, hulle begin vroeg môre. So hoe lyk jou dag as jy hierso kom? Wat is die eerste ding wat jy doen as jy weet vandag speel hier 'n game? Hoe laat kom jy en wat is die eerste ding wat jy moet doen? As ek hier kom, ek moet die dressing room opsluit. Ek moet die tafel uitset vir die leflie en die stoele, vir die bench en vir die magic. Dan as jy kom, dan kan jy net die game begin. Jy het 'n baie groot verantwoordelikheid. Ek is so vergeetagtig as ek jou job gehad het, ek seker lankal vergeet om iets te doen. Jy het so baie klein goedjies waarna jy moet kyk en seker maak alles is perfek. Yes. Ja. Nou met al die jare wat jy nou al deel is van NRU, jy het seker mos nou al baie geleer oor die sport, oor rugby. Dus ek sê baie mense geleer ken, vriende gemaak wat seker al jare saam met jou hierdie pad stap. Ek het 'n belangrike vraag vir jou wat ek elke brei master wat hier by my kom vra. So jy moet baie mooi dink voor jy my vraag antwoord. Okay, ons kykers weet nou al wat se span ek ondersteun as dit kom by rugby. Maar ek moet nou vir jou ook vra, uit al die rugby spanne, klein of groot, wat is die nommer 1 span
wat jy ondersteun? Leo Falcon. Okay, dit is baie spesifiek, maar in 'n Namibiese span nonetheless. Ons het 'n Rio Falcon, hierso is daar 'n rede hoekom Rio Falcon. Of is dit maar net 'n span wat in jou hart ingeklim het vandag ene? Dis my span daai. Hy het my net in die hart ingeklim. Okay, ons het 'n Rio Falcon supporter. Jy's die eerste een wat baie spesifiek is en ek love dit. As jy jou spanne ken en jy weet wie jy ondersteun, is altyd 'n mooi ding. Ja. So as hulle op hierdie veld is, dan is jy seker waarby wakker. Yes, daar wil ek ook daar wees. Dan wil jy op die veld klim net as hulle speel. Ja. Okay, wel ons kykers, ek sal daai antwoord sal ek aanvaar want jy is baie spesifiek en ek love dit. Maar ons choppies moet nog lekker by mekaar kom. Ons gaan dish up vir Brian en Andrew, want ek is ook net so honger. En Elias, ek weet nie van jou nie, maar hierdie vleis roep my. Ek wil hom begin eet. Kan ek gou daai man gaan doen? Okay, so jy het mense wat vir jou soek. Ons moet klaarmaak, ons moet dish up en Brian hulle is seker ook baie honger. So kykers, moenie beweeg nie. Ons kom nou terug en dan gaan ons proe hierdie vleis wat Elias vir ons gemarinate het. Ja, welkom terug kykers. Ons is natuurlik hier so saam met die president van die Namibiese Hockey Unie, Karen Slabbert. So julle is basies gereed om julle oefengroep aan te kondig vir die mans wat moet voorberei vir die Wêreldbeker en so. Is julle gereed om vir ons daai squad aan te kondig? Ja, dis actually op die oomblik nie eers meer 'n squad nie. Ons het die span is gekies. So ons het die span is goedgekeur deur die Namibia Sportkommissie. En ek kan dan seker maar voortgaan in die name solank uitlees. Miskien van wat ek klaar elke speler daar. Ja, ek gaan maar van bo af, ek dink is dis nie in alfabetiese orde nie. So Ryland Bombos van Saints, Lyle Bruins ook van Saints, Josh van der Merwe van DTS, Hilton Lima, Saints, Anton Meiberg en Ludwig van Rooyen ook van Saints. Amper sê John Paul Brits, JP Brits, die kaptein van DTS. Dan is daar ook Gerrit Meiberg, Christian Durant, Zak Philander, almal van Saints. Dan Jack Fourie van Windhoek Old Boys, Matthew Lassen van Saints, James de Jager van Saints, Abraham Grein van Saints, skus tog, James de Jager is van Windhoek Old Boys, Liam Bruys van Saints, Johan Junius van Wanderers, Johan Swanepoel van Proed en Cristiano Festus van School of Excellence. En dan is daar, het hulle ook nog nie reisende reserves aangekondig as daar nou enige beserings voor die begin van die toernooi sal wees. Dit klink nogal na 'n potent span kan mens sê. Dit is nogal jou talent. Ja, ek dink as jy gaan kyk, ek het gisteraand 'n wedstryd gaan kyk tussen Windhoek Old Boys en School of Excellence. En die kwaliteit van die wedstryd was ongelooflik. Nee, ek dink ons sit met self die manspan wat ons vir die Afrika Nations Cup gekies het, was ook 'n mengsel van ervaring en maar ook baie talentvolle jong spelers wat nou deurkom. Dus by die Wêreldbeker, ons gesels 'n bietjie oor die groep wat julle ingeplaas is en wat julle verwagtinge daarvan is. Ja. Dit is nogal 'n fenomenale groep, maar ek dink nie daar is seker regtig 'n maklike groep nie. Die mans is in Pool D saam met Spanje. Ranked vierde in die wêreldranglys vir juniors. Belgium
Nou België is 7de. Okay. Dan Egypte 15 en Namibië 34ste. Maar ek dink ons het Egypte gewen, so ja. hopelik kan ons weer 'n ding doen. Maar nou moet ek sê ek dink Egypte het nie vir hulle self 'n goeie toer gehad met die kwalifiserende ronde nie. So hulle sal definitief ook 'n punt wil bewys daar. Nou die manspan gaan eers in Madurai wees voor hulle dan ek weet afhangende van posisies dink ek moet van die spanne skuif weer Chennai toe vir die voorbereidings nog vir nee, dan speel hulle oor die verskillende afdelingspools, ja, crossover tipe van speel. Dan die dames wat nou in Santiago is in Chile, al die dames, dis die een voordeel, al die dames speel by die een plek. Ons is in Duitsland 3de, Indië 8ste, Ierland 15de en Namibië 41ste. So net so 'n bietjie interessantheid, Suid-Afrika, hulle is ook by Madurai, maar in 'n ander pool. Okay. Hulle Suid-Afrika se huidige wêreldrang is 10de. En dan die dames net so 'n bietjie van is Suid-Afrika is 11de in die wêreldranglys vir juniors en Zimbabwe 17de, maar ons het Zimbabwe goed gewen. So ek dink definitief jou wêreldrange reflekteer baie keer oor hoe jy deelgeneem het. Yes. Ja. Hier kom. Hier is op die regte tyd. Die is my gunsteling deel van die show, soos almal weet. Maar dat Elias se vlees lyk daarom heerlik. Yes. Die braaier het 'n goeie werk gedoen. Ja. Okay, voor ons nog 'n bietjie meer gesels oor die junior hockey wêreldbeker. Dat Elias vertel ons net 'n bietjie wat het julle vir ons hierso gemaak en die vlees lyk baie mooi. Alles lekker goedjies ingesit. Alles lekker goedjies. Het Patricia gehelp en alles seker gemaak, alles is lekker. Okay, Patricia, wat het ons hierso? Soos ek gesê het, Brian, ek kan julle nie elke week hierdie gevaarlike goeders eet nie. Ons Yes, moet so 'n bietjie yes. back to Terugkom the huis basics toe. gaan, bietjie kalmerak met wat ons eet. So ons het marinated lamb chops en dan lekker, ek het so 'n bietjie van die noedelslei geproe. Metro, julle mis nooit nie. So 'n lekker noedelslei, curry noedelslei met ons marinated lamb chops. Klink heerlik. Ek kan net sê dit is lekker om te werk met mense wat weet wat hulle doen. Man, gewoonlik is dit die afgelope week is dit altyd apricot jam saam met tomaties saus en mustard, appels en is altyd complicated met Patricia, maar dit is altyd heerlik. So nonetheless ons is baie excited vir die kos. Ek dink ek kan maar miskien vir ons kip daar. Asseblief. Okay. So, gepraat van die man se groep. Ons speel teen Spanje, hulle is 3de gerank. Belgium is rank 5de, of hoe ek verstaan. 7de. 'n Groot geleentheid vir ons spelers om teen die beste te speel in die kompetisie of in die sport self. So hoe groot van 'n prestasie gaan dit wees vir ons jong mannetjies? Ek dink net die feit dat jy die geleentheid kry om na 'n wêreldbeker toe gaan. Ek bedoel in baie sport kry jy nooit die geleentheid om te gaan nie. Ek weet jy sit nou hier langs my in rugby is een van die sporte wat gereeld jy weet by die wêreldbeker uitkom. En dan is dit duidelik ook nou cricket. En dan inline hockey wat ook nou hoe kan ek sê golwe maak in die sportwêreld. Dankie. Yes. So ek dink vir 'n klein land soos Namibië is enige geleentheid om op die wêreldfront deel te neem al klaar 'n groot prestasie. Ja, iets besonders, ja. Okay, kon ons amper gedoen hierso. En wat dink ons aan die vroeë se pool met die spanne wat ons daar het? I mean, baie sterk, baie sterk. En so maar ek dink self die vertoning in die pool wat hulle is as
dit beteken nie as jy in jou pool sleg doen dat jou wêreldbeker verby is nie. Ek dink as jy dan begin met die ander, Suid-Afrika het laas nie so goed gedoen noodwendig in die eerste pool nie en tog 'n 10de posisie gekry. So ja, ek dink nie alles is verlore na die eerste pool nie. Jy kan daar's hoop met die ander en so aan. So ek dink hulle is baie gemotiveerd en ek weet hulle werk hard, oefen hard en hulle dis nou al van laas jaar af wat hulle begin oefen het. So ek dink Patricia, vertel net vir ons wat jy nou hier uitgedeel het. Okay, Charlotte het 'n naam gegee, maar ek kan nie onthou nie. So ek dink Andrew, jy is al so goed met name opkom. So jy kan vir ons name gee. Dis nou 'n lemoen met 'n surprise in. So wat gaan ons dit noem? 'n lemoenverrassing. Ek wou gesê het bom, maar okay, kom ons. 'n lemoenverrassing. Voor ons dit noem, met trots as jy sê noodle salad altyd op tyd. Dat Elias baie dankie, die vlees is baie nice. Mooi gespice. Dankie Elias. Mooi simpel. Is baie lekker. Kijk kijkers, Andrew, wat drink ons nog weer? Is wat? Is op sukses. Op sukses, oké? Lemoen surprise. Lemoen surprise. Ons gaan maar met lemoen surprise. Oké kijkers, niet zo bezig hier na weekend om Namibia nie. Ons het sport aan die gang. Daar is die Ongo Sevens. Wat plaasvind in die kus. Zoals Andrew ook vroeger gesê, daar is ook time trials op Rwanda waar ons een paar van onze cyclists het. Maar van ons af in die span, ons gooi kolle. Gooi kolle.